Goeiemôre broers en susters. Ook al die ander mense wat waar hulle ook al nou saam met ons kyk. Goeiemôre hier uit 'n baie koue Somerset Wes. Ek weet nie wie van julle het gesien nie, ek het self nie gesien nie, maar word vir my gesê daar lê nou sneeu hier op die Hottentots Holland berge wat nou net hier neffens ons is. So dis lekker koud hier in die Kaap en dis die regte Sondag om dan ook 'n kaalvoet Sondag te hê. Maar eers net 'n paar dankies. Baie dankie vir die digitale komitee, nie almal sit hier voor nie, maar baie dankie aan hulle wat baie hard gewerk het om hierdie moontlik te maak. Baie dankie aan die komiteelede wat feitelik al die toerusting wat ons hier gebruik geskenk het, en dan ook dankie aan die kerkraad wat gestaan het vir die res. 8 Junie is 'n besondere dag. Dis ons eerste stroomdiens, wat beteken dat enige iemand in die wêreld wat internet het, nou saam met ons in die erediens kan wees. Nou sonder dat ons dit so beplan het, val dit nou vandag ook op Pinksterdag, wat by uitstek ons herinner aan ons opdrag om uit te gaan en disippels te maak van alle nasies. Nou ons gemeente is ook uitgestrek. Ons het 2 ereddiensplekke. Elke Sondag is daar 'n erediens hier in die Strand en elke eerste en derde Sondag is daar 'n erediens in Sandbaai. Met hierdie virtuele eredienste sal dit nou vir elke lidmaat in ons gemeente moontlik wees om elke Sondag ook 'n erediens by te woon. Natuurlik ook die wat oud is of te siek is om hier te wees. Daar's minstens 3 mense in die gemeente wat ek weet wat vanoggend saam kyk, wat onlangs groot operasies gehad het, maar wat dan nou nie hier kan wees nie. Ons stroom op die oomblik net op YouTube. Ons gaan binnekort op beide YouTube en Facebook stroom. Vandag se diens gaan na die erediens gaan hierdie stroomdiens ook as 'n video op Facebook gelaai word vir mense wat dit dalk daar wil kyk. En ek wil sommer vir die ouens wat dan nou ver is en ver kyk vra, as hulle lus het, kan hulle op ons gemeente se Facebook ingaan en dalk sommer by die eerste skyfie wat daar is oor die Kaalvoet Sondag net vir ons 'n opmerking maak en sê ons het hier saam gekyk hier en daar. Ons weet daar's tydsones, party gaan eers later vandag saam met ons in die erediens wees, maar ons sal graag sommer so daar wil op Facebook so 'n opmerking kry. Maar terwille van die wat nie weet nie, ons het nog op hierdie stadium 2 Facebooke, die ou Facebook is steeds daar. So kyk net daar, jy gaan heel bo sien dat daar staan, hierdie Facebook gaan binnekort uitgefaseer word, so moenie daar 'n opmerking maak nie. Kyk net, hulle dieselfde naam, Hervormde Kerk Strand, en dat jy net by die nuwe Facebook dan ook uitkom om dit te doen. Maar hierdie virtuele eredienste is nie in die eerste plek vir ons gemeente en vir ons lidmate nie, maar ook om op 'n ander manier uiting te gee aan die Here se opdrag wat sê, gaan maak disippels. Wêreldwyd is daar Suid-Afrikaners wat partymal sukkel om 'n kerk te kry waarby hulle aanklank vind. Daardie mense kan nou elke Sondag weer eens tydsones in ag geneem, as hulle by ons aanklank vind, kan hulle saam met ons in 'n erediens wees. Om julle net so 'n idee te gee van hoeveel mense en waar daar op die oomblik mense is wat ons van weet, wat nou en later in die dag saam met ons in die erediens gaan wees, gaan ek net so 'n paar noem. Ek gaan nie mense se name almal noem nie, omdat dit te lang tyd gaan vat. Ek gaan net verwys na 2 van ons lidmate wat op die oomblik daar is en dalk op hierdie oomblik saam met ons gaan wees. Een van ons diakens, Gerda Botha, en haar suster kuier op die oomblik by haar seun in Maleisië. Hulle gaan vandag dalk bietjie later saam met ons in die erediens wees. Anton en Sunny Momberg is by hulle kinders in Ierland. Hulle gaan saam met ons in die erediens wees. En dan weet ons van mense wat hier sit, wie kinders en of familie in Ierland, daar's ek dink nou 3 gesinne in Ierland waarvan ons weet, Nederland, Australië, Nieu-Seeland, Switserland, Namibië, Abu Dhabi, Taiwan, is daar oralster mense wat saam kyk, en soos wat ons hier in die Kaap spottenderwys sê, die 8 provinsies wat in die buiteland is,
hier in Suid-Afrika. Daar's ook in omtrent elke provinsie gaan daar mense wees wat saam kyk. Nou dis vandag ons Kaalvoet Sondag vir barmhartigheid. Net terwille van die wat nie weet nie, ons kom Kaalvoet Kerk toe, en wat vir my wonderlik is, soos ek deurgeloop het, is die hoeveelheid mense wat Kaalvoet gekom het. Ek het gesê, die wat siekerig is, of die ouerige mense, moenie Kaalvoet kom nie. Maar van ons ouderlinge wat diep in die 80 is, laat 70's is, en hier in die kerk sit mense, ek wens julle kon nou almal julle voete opgelig het, maar ek dink nie die ouderdom gaan dit toelaat nie, dat ons kan sien hoeveel hier sit wat wel Kaalvoet is. Nou, ons tone is blou van die koue, maar ons harte is warm, want vandag kan ons op 'n besondere manier iets van die liefde wat ons by Jesus geleer het ook wys en deel. Terwille van die wat nie weet nie, hierdie Kaalvoet Sondag het 2 bene. Die eerste been is die goedere wat ons bring, en hierdie jaar bring ons goedere vir Heartlands Baby Sanctuary, waar daar 25 kindertjies tussen 0 en 6 jaar versorg word. Die meeste van hierdie kindertjies is uit haglike omstandighede verwyder. Nou hier voor die preekstoel lê hier al 'n hoop goedere wat mense gebring het, en wat ons dan nou vroeg in die week vir hulle sal gaan afgee. Die tweede been is die dankoffers. Dit wat ons deur dankoffers, wat ons by die deure in die sakkie gaan ingooi, en wat hierdie jaar geskenk word aan ons kerk se diakonale pleegsorghuise. Nou terwille van die wat ver is, as julle wil, is julle welkom om ook 'n bydra te maak, 'n dankoffer of 'n deurdankoffer dan in die sakkie te gooi. Aan die einde van hierdie stroom sal daar 'n video op 'n klip op die video verskyn wat uiteindelik die kerk se bankbesonderhede gaan gee as jy 'n EFT wil doen, maar daar gaan ook 'n SnapScan QR kode verskyn daar wat jy kan gebruik. As jy wil hê dit moet spesifiek vir die Baby Sanctuary gaan, skryf dan net daar by Heartlands, anders kan jy net jou naam skryf en dankoffer. My bede is dat elkeen van ons vanoggend, die van ons wat hier in die kerk is, en ook waar ander mense ook al saam met ons is, net die teenwoordigheid van die Here sal beleef deur sy Gees. Mag dit vir elkeen van ons goed wees om vanoggend so saam te wees. Nou, ons begin nou met 'n toetrede lied wat vanoggend gesang 4:4:2, die eerste 2 verse is waar ons gaan sing, Gees van God wat in my woon, breek die brood vir my. Maar soos ek telkens al gesê het, hierdie toetrede lied se doel is om nou net jou kop so bietjie reg te maak, om volledig hier te wees, volledig te kan luister. So, dit waarmee ek het baie keer vergelyk is met 'n selfoon, as iemand jou bel, en jy's nie op 'n plek waar daar goeie sein is nie, dan sê jy, wag, ek staan net so bietjie een kant toe, dat ek net goeie sein kry, sodat ek jou goed kan hoor. En is nou die tyd wat jy net so bietjie moet jou kop se skuif, dat jy daardie sein baie, baie goed ontvang. Ons sing 4:4:2 vers 1 en 2, en dan bly ons staan vir die fotum en die seën en die lofsang, en direk na die fotum en seën, sing ons vanoggend 'n lofsang, gesang 367. Kom ons sing dit as 'n lofsang, dat die mure so bietjie bewe, al is dit koud. So kom ons begin met 4:4:2. Oh,
Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet, hy is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle 'n wetgeleerde het hom te vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die gesing van Gesang 159 vers 2.
Ons skriflesing kom vanoggend uit Paulus se Romeinebrief, hoofstuk 15, gaan ons net 2 versies lees, vers 12 en 13. In my Bybel staan dit op bladsy 214 van die Nuwe Testament. En direk nadat ek gelees het, gaan ons as 'n gebed sing gesang 284, al die versies. Ek gaan dit nie weer aankondig nie, ons sing as gebed. Luister na die woorde, as jy dit sing, maak dit ook jou eie gebed. Wanneer ons daardie gebed sing, is 'n pragtige gebed. Ek lees nou vir ons uit Romeine, hoofstuk 15, vers 12 en 13. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ek lees net tot sover. Per geleentheid was Jesus besig om 'n skare mense toe te spreek, toe 'n vrou uit die skare uitroep en sê, hoe gelukkig is die vrou wat in haar liggaam gedra het en aan haar bors gevoed het. Waarop Jesus haar geantwoord het, meer gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit glo. Ek het 'n tyd gelede 'n artikel gelees van 'n Amerikaanse predikant, Chris Crane, waarin hy vertel hoe hy en sy vrou op Carol op 'n stadium in 'n baie diep donker gat beland het. Hulle was 9 jaar getroud en kon tot op daardie stadium dit nie regkry om swanger te raak nie. Hulle het toe besluit om 'n baba in Taipei in Taiwan aan te neem. Die vlug soontoe was 17 uur. Die dag nadat hulle daar aangekom het, het hulle maatskaplike werkers in die voorportaal van die hotel waar hulle gebly het, ontmoet, wat 'n baba dogtertjie aan hulle oorhandig het. En hulle was oorstelp van vreugde. 'n Paar dae later was hulle op pad huis toe.
En Chris het die baba vasgehou en gedink aan hierdie 17 uur vlug wat voor lê. Daardie oomblik het Carol na hom toe oorgeleun en in sy oor gefluister, ek dink ek verwag. Hy het hom wit geskrik en gewonder, kan dit wees dat God vir ons hierdie fantastiese baba deur aanneming gegee het, terwyl hy deur hierdie hele aannemingsproses beplan het om ons met 'n eie baba ook te seën. 8 maande later, so vertel hy, sit ek in my studeerkamer besig om 'n preek te maak oor God se trou, toe die telefoon lui. Dit is Carol. Sy is hysteries, daar is fout. Die dokter sê ons moet dadelik hospitaal toe gaan. Later daardie dag is ons kosbare rooihaar dogtertjie Julianne stilgebore. Chris en Carol Krein is nie die enigstes met wie so iets al gebeur het nie. Ek het in my bediening baie te doen gekry met mense wat miskrame beleef het en mense wie se baba stilgebore is. En natuurlik ook met mense wat groter babas en kinders verloor het. En wanneer so iets gebeur, dan worstel die ouers nie net met die pyn en die seer van die kindjie wat nie meer daar is nie, maar ook met God. Met vrae soos, waar is God? Waarom het hierdie goed gebeur? Het hy nie gehoor toe ons gebid het nie? Mense wat babas en kinders verloor is ongelukkig nie die enigste soort pyn en seer wat ons om ons sien en wat ons van tyd tot tyd aan ons eie lywe voel nie. Dag vir dag word daar mense in ons land vermoor en verkrag en beroof. Dag vir dag word boere op plase aangeval en vermoor. Dag vir dag word families uitmekaar geskeur as gevolg van goed soos kanker en hartaanvalle en motorongelukke. Dag vir dag word seentjies en dogtertjies gemolesteer en verkrag en vermoor. Dag vir dag word kinders geboelie tot by 'n punt waar hulle eie lewens neem. Ons is sopas deur 'n Child Protection Week van 29 Mei tot 5 Junie. En in ons land word Augustus maand elke jaar gebruik om mense se aandag te vestig op women and child abuse. Maar vir my voel dit of hierdie soort goed juis gedurende daardie tyd so half op turbocharge gesit word. Dalk is dit omdat dit in daardie tye so 'n bietjie op die voorgrond gebring word met dit wat gebeur het. Ons dink dit is meer, maar dis verseker nie minder nie. Ten spyte van projekte soos die Child Protection Week of die maand wat fokus op women and child abuse. Dag vir dag word kindertjies in haglike omstandighede uit ouers se sorg verwyder, soos die kindertjies van die Heartlands Baby Sanctuary. Maar hierdie kindertjies is nie die enigstes wat in haglike omstandighede groot word nie. En dan moet ons ook mooi verstaan dat haglike omstandighede bedoel nie net kinders wat in uiterste armoede groot word nie. Daar is duisende kinders wat groot word in huise waar daar geen liefde is nie. Daar is duisende kinders wat groot word waar een of albei ouers afwesig is. Ek lees die ander dag van iemand wat sê, most fathers worry about the first man who break their daughter's heart, but most daughters' heartbreaks come from their fathers. Al hierdie goed laat 'n mens wonder, hoor God nie as ons bid nie? Hoor hy nie as boere bid vir reën of smeek dat hulle deur die nag bewaar word nie? Hoor hy nie as seentjies en dogtertjies smeek dat pappa of mamma of die oom of die tannie of hulle ouer boetie of sussie wat in die nag na hulle beddens toe kom, nie weer vannag moet kom nie? Hoor hy nie as kinders bid dat liewe Jesus tog net die boelies moet laat ophou nie? Hoor hy nie as groot mense en kinders bid dat hierdie fisiese en emosionele abuse moet stop nie, of mans en vrouens wat bid
vir 'n gesonde swangerskap of 'n gesonde baba nie. Ongelukkig moet ons erken dat baie van die pyn en die seer in die wêreld en dit wat ons om ons sien, word veroorsaak deur mense. Ek staan in my beradingspraktyk baie keer verstom as ek hoor van die pyn wat boelies en molesteerders veroorsaak het, om maar net een voorbeeld te noem. Dit skeur my hart oop as ek hoor hoe dit wat boelies en molesteerders 20 of 30 of 40 jaar gelede gedoen het, jare daarna nog mense se lewe hel maak, omdat hulle net nie daai prentjies uit hulle kop uit kan kry nie. En dan staan ek elke dag verstom oor bendegeweld en oorloë. En ek wonder, hoe kan een mens dit aan 'n ander mens doen? Hoe kan presidente en leiers van groepe oor oorlog praat asof dit 'n Sondagskoolpiknik is? Ek het 'n paar jaar gelede 'n boek van Viktor Frankl gelees wat in Afrikaans vertaal is met die titel Waarom leef ek? Hy was 'n Joodse psigiater wat tydens die Tweede Wêreldoorlog 4 jaar, langer as 4 jaar, in Duitse konsentrasiekampe deurgebring het. Ek het daardie boek kort neergesit en eers 'n dag of 2 later dit verder gelees, want ek kon nie glo wat ek lees nie. Ek kon nie glo dat hulle 'n 12-jarige seun wat iets verkeerd gedoen het nie, vir ure buite 'n kaalvoet in die sneeu laat staan het, totdat al sy tone pikswart geword het van die koue. Frankl vertel hoe hulle in Auschwitz op 'n 3 verdieping plankbed geslaap het, 9 mense op elke vlak met 2 komberse. By meer as een geleentheid moes almal kaal uittrek en dan is hulle met rieme geslaan. Die wêreld waarin ons leef is vol pyn en seer. En as jy aan die ontvangkant daarvan is, dan kan dit nie anders as dat jy op 'n stadium gaan twyfel en vra, maar waar is God nie? Ek wil so ver gaan as om te sê dat gelowiges wat nog nooit getwyfel het nie, waarskynlik nie eerlik is oor hulle geloof nie. Ek dink elke gelowige twyfel van tyd tot tyd. Dis normaal. Twyfel is normaal. Die probleem lê nie by twyfel nie. Die probleem vir elke gelowige lê by die punt waar jy hoop verloor. En dis wat met boere gebeur wat selfdood pleeg. Wat dag vir dag en jaar vir jaar in droogtetye hoop en bid vir reën. Wat dag vir dag hoop en bid dat plaasaanvalle sal ophou, totdat hulle hoop verloor. Dis wat met mense in konsentrasiekampe gebeur het, en wat kan gebeur met mense wat babas verloor het. Dis wat gebeur met kinders wat geboelie of gemolesteer word tot op die punt waar hulle eie lewe neem. Hulle wil glo, hulle wil bid, maar die pyn en die seer is so erg, dat hulle naderhand hoop verloor. En ek dink dis die ergste ding wat 'n mens kan tref, is dat jy hoop verloor. Pyn is een ding, seer is een ding, twyfel is een ding, maar om hoop te verloor, is die ergste ding wat 'n mens kan tref. En dit kan met enige mens gebeur. Die opskrif van die artikel waarna ek in die begin verwys het van Chris Krein, die titel van die titel van daardie artikel is Pastors are just people too. En ons kan dit eintlik van enige iemand sê. Psigiaters are just people too. 12-jarige seuns are just people too. Mans en vrouens in konsentrasiekampe are just people too. Seuns, vrouens en mans wat deur hulle huweliksmaats mishandel word, are just people too. Kinders wat geboelie en gemolesteer word en verkragt word, are just people too.
Mense oor wie ek en jy skinder, are just people too. Die ou vir wie ek in die straat 'n middelvinger wys, of die kassier wat ek in die supermark sleg behandel, are just people too. Ek en jy het nie die opdrag gekry om mense af te kraak en seer te maak nie. Ons het nie die opdrag gekry om mense te laat twyfel oor God se bestaan, of mense te help om hoop te verloor nie. Ons het die opdrag gekry om mense te help om nooit sonder hoop te wees nie. Die Joodse rabbi Hugo Grein vertel 'n interessante storie wat hy as kind in Auschwitz beleef het. Kosvoorrade was baie min en die gevangenes het elke stukkie kos, selfs afvalkos wat oor hulle pad gekom het hulle bewaar. Toe die Hanukkah-fees aanbreek, het Hugo se pa 'n klont botter of vetsmeer wat hy in die hande gekry het, het hy gebruik as brandstof om 'n lig aan te steek vir die fees. Toe hy vir sy pa vra hoekom hy dit doen, het hy geantwoord: ons weet dat dit moontlik is om vir 3 weke sonder kos te lewe, maar dat dit onmoontlik is om vir 3 minute sonder hoop te lewe. Solank mense in konsentrasiekampe, maak nie saak hoe haglik die omstandighede was nie, solank hulle kon bly hoop gehad het, kon hulle aangaan. Die oomblik as een van hulle hoop verloor het hy of sy dood gegaan. Solank as wat mense in pyn en nood verkeer bly hoop, kan hulle aangaan. Maar die oomblik as iemand hoop verloor, dan raak dit 'n baie groot krisis. Maar miskien wil een van julle nou vra, maar wat is hoop? Paulus bid in die gedeelte wat ons gelees het: mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hoop is meer as om te bid vir reën en later die dag sak daar 'n lekker by reën uit. Hoop is meer as om te bid dat dit nie moet kwaadaardig wees nie, en dit is nie. Hoop is meer as om te bid dat jy gesond word en jy word gesond, of dat jy die werk moet kry en jy kry die werk. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, natuurlik kan ons vir sulke goeders bid, want Jesus het ons geleer om ook te bid vir ons daaglikse brood. Maar as dit alles waarvoor ons hoop, sou ons tereg kon vra, wat is dan die verskil tussen ons hoop en mense wat nie in God glo nie? Want hulle hoop ook dat dit sal reën. Hulle hoop ook dat dit nie kwaadaardig sal wees nie. Hulle hoop ook vir 'n goeie lewe met veiligheid en gesondheid en genoeg om van te lewe. Die hoop waarvan ons praat, is 'n hoop om te bly hoop, al het jy gebid vir reën en dit reën nie. Dis 'n hoop om te bly hoop, al het jy gebid dat dit nie kwaadaardig moet wees nie, en dit is. Dit is om te bly hoop, al het jy gebid om gesond te word, maar jy bly siek. Want die hoop waarvan ons praat, is nie iets wat moet gebeur of nie gebeur nie. Die hoop waarvan ons praat is iemand. Kom ek lees weer vers 13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou kom ons lees nou ook vers 12 daarmee saam, waar Paulus die profeet Jesaja aanhaal en sê, Isai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Luister mooi. Paulus bid dat God die Vader, die bron van ons hoop, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon, ons met vrede en vreugde sal vul. Hoekom? Want Isai se nakomeling, na wie Jesaja verwys het gekom. Isai se nakomeling, op wie die nasies hulle hoop sal vestig, het gekom.
Hy is 'n bietjie meer as 2000 jaar gelede in Bethlehem gebore. Hy het groot geword en op 33-jarige ouderdom is hy vir ons sonde gekruisig, sodat daar vir ons hoop kan wees. Hoop ook aan die ander kant hierdie lewe, want daardie hoop gee vir ons hoop op lewe, ander kant hierdie lewe. Al verloor jy jou tone omdat iemand jou gedwing het om vir ure in die sneeu te staan, al brand iemand jou met kookwater, al vreet kanker of droogte jou op, al word jy geboelie of al het jou kindjie gesterf, kan jy bly hoop, want Jesus lewe, en daarom is daar vir jou lewe, ook lewe ander kant, hierdie lewe. En dis waarskynlik waar die probleem vir baie mense lê. Baie mense se hoop is gegrond in dinge wat hulle sien, dinge wat gebeur of nie gebeur nie. Ons sien dit baie mooi in 'n baie bekende Afrikaanse sanger se lied, Bring die hoop weer terug. Die lied begin met 'n vraag, hoop, wat is hoop? En dan sing hy goed soos, hoop is die wens dat die son weer opkom. Hoop is dat vrede by ons sal uitkom. Hoop, dis die samesyn voor die wêreldbeker eindstryd. Kom ek sê dit weer, hoop, dis die samesyn voor die wêreld eindstryd. Gaan sê dit vir iemand wie sopas haar baba verloor het. Gaan sê dit vir iemand op wie se plaas dit 7 jaar laas gereën het, of vir mense wie se ouers op hulle plaas vermoor is. Gaan sê vir iemand wat terminaal kanker het, of wie se baba stil gebore is. Hoop, dis die samesyn voor die wêreldbeker eindstryd. Bring die hoop weer terug, sing hy, want jy is die lig jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuwel staan. Dis waar hy en ander mense die fout maak. Ek en jy is nie die lig nie, wat mense in 'n donker gang, of in 'n donker konsentrasiekamp, of in 'n donker nag wanneer 'n baba stilgebore is, of hulle kind selfdood gepleeg het, soek nie. Ek en jy is nie die baken op die heuwel wat moet hoop bring vir 'n vrou wat verkragt is, of mense wie se kind ontvoer is, of mense wie se huis onder water is nie. Ek en jy is mense wat selfs deur ons twyfel heen, vir mense wat besig is om hulle hoop te verloor, na Jesus toe moet bring, want hy is die lig in die donker gang. Hy is die baken op die heuwel van Golgotha. Dis hoop, dis die hoop wat ek en jy moet bring. Daardie hoop waarvan Paulus in Romeine 8 ook skryf, as hy sê, hiervan is ek oortuig, geen lewe of dood, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, en ek wil byvoeg, geen droogte of misoeste, of hartaanvalle, of kanker, of motorongelukke, of waansinnige mense wat kinders in die sneeu laat staan, of waansinnige mense wat ander vermoor, of verkrag, of molesteer, of boelie, ja niks in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dis hoop. En dis die hoop wat ek en jy vir 'n soekende wêreld moet bring. Nie die samesyn voor 'n wêreldbeker eindstryd nie. Nee, die boodskap dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit beteken natuurlik nie, dat ons die realiteite wat om ons gebeur en van ons dag ontken nie. Dit beteken nie omdat ons Jesus ken, is ons blind vir die pyn en die seer, en dat ons al die antwoorde het nie. Dit beteken, omdat ons Jesus ken, weet ons dat hierdie wêreld, met al sy pyn en seer, is nie die enigste werklikheid nie. Daar is nog 'n werklikheid, God se werklikheid.
God se werklikheid wat vir ons vertel van lewe, ander kant hierdie lewe. Daarom kan ons bly hoop al swem ons stroom op. Ek en jy weet nie wat vandag, later of môre of oormôre gaan gebeur nie, maar God dank, ons weet wie God die Vader is, ons weet wie Jesus is, ons weet wie die Heilige Gees is. En daarom kan ons saam met die Hebreërskrywer styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Amen. Kom ek en jy sê nou vir die Here, ons glo. Kom ons sê vir hom, dat ons ten spyte van alles wat ons nie verstaan nie, en selfs deur ons twyfel heen, nog nie hoop verloor het nie. Bely saam met my hierdie belydenis uit Wilhelm Jordaan se blydenis van geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is en ons na hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof en dit gevul het met sy gees sodat ons uit gewone mense saad mense na sy beeld kan maak om hier in onsself te wees, om lief te hê sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat die waters uit sy hemel gee as teken van sy seun, sodat elke volk wit en bruin en swart in eie taal die Heer kan loof en heersend oor die skepping voort kan gaan, om groente en akkers te plant, daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het as die waarheid teen die leuen, sien dan die mens die geheim van my gesig. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nasaret wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam in die fynheid en die grofheid van sy grein en in die jaarringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreemd van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het na die Vader en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is, my kern ken, verby die vel tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou styf teen die bruil van sy lyf. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers bepaal weg van myself, weg van Tarsus na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot 'n nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die ewige lewe wat hier begin en na die dood die blydenis bly sing. Amen. Dankie, Jeff.
Hemelse Here, ons buig baie diep voor U. Ja, as ons kon, sou ons voor U voete wou kom neerval het en net ons kleinheid en ons nietigheid voor U kom erken en bely. Maar ook, Here, U loof en prys, omdat U wat so oneindig is, U self aan ons bekend gemaak het en ons die voorreg gee om U ons Vader te noem. Dankie dat ons deel van 'n gemeente en van 'n kerk kan wees en dankie vir die moontlikhede wat ons deesdae het om met mekaar reg oor die wêreld te praat, met ons kinders en familie wat so verspreid oor die wêreld woon, dat ons net met die druk van 'n knoppie mekaar kan in die oë kyk en met mekaar kan praat en selfs nou hierdie erediens met mekaar kan deel. Dankie vir die voorreg wat U vir ons gee. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir elkeen wat in hierdie gemeente erns maak met U woord en erns maak met hulle verhouding met U, omdat hulle besef wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie, o Heilige Gees, dat U in ons woon. Dit maak ons soms bang om te dink dat U woon in ons en U hoor wat ons dink en sê en U sien wat ons doen. Maar ons bid dat U ons elke dag meer en meer sal maak wat U wil hê ons moet wees, sodat ons nader aan Jesus se voetspore kan trap, wat ons so dikwels mistrap. Dankie dat ons vir elkeen kan bid wat saam met ons is, mense wat siek is, mense wat nood het, en mense wat dalk baie seer het en pyn het in hierdie oomblik, en wat ons dalk nie eers van weet nie, omdat ons in die tyd waarin ons leef so geneig is om alles maar net self te probeer dra. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat U ons geleer het om vir mekaar te bid. Dankie vir die reën wat hier by ons uitgesak het in ons reenseisoen, dat ons ook op daardie manier iets van U seën kan ervaar in die natuur. Maar Here, wil U ook vir ons seën met geloof en hoop en liefde, sodat ons kan uitgaan en 'n verskil kan gaan maak in die wêreld, sodat ons mense wat hoop verloor het, net weer kan terugbring na Jesus wat sy lewe vir elkeen van ons gegee het, en dat daar net weer so klein vlammetjie van hoop in elkeen van ons kan begin brand. Seën elkeen van ons in hierdie dag, hou U hand oor ons en vergewe ons, Here, waar ons soms klein gelowige raak, waar ons soms twyfel. Here, vergewe ons en O Gees, werk maar net weer met ons en laat ons besef dat dit die enigste God is en die enigste weg is en dat dit 'n voorreg is om U te ken en te dien. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons antwoord of ons slotsang is gesang 291. Gesang 291, die eerste vers waar ons gaan sing, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons sing dit staande, dan bly ons staan vir die seën en sing ons direk daarna as 'n wegsendingslied vir oggend Vonk 159, die gebed vir Afrika, wat ons dan ook vir onsself, maar ook vir ons land, omdat gebed dalk alles wat hierdie land op 'n beter plek kan kry. En ja, kom ons sing 291, eerste vers, bly staan vir die seën en dan sing ons Vonk 159. 292, dis reg. 292, dankie. Ons
God wat vrede gee met julle almal wees en bly. Amen.